Grondpad geloof, vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Eksodus hoofstuk 17 uit. Ons lees vanaf vers 1. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd, waarom het jy ons uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van die dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Mariba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie in die hand wat die Here vir my gegee het. Joshua het dit toe gedoen soos Moses vir hom gesê het en het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, maar wanneer hy sy hand laat sak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het moeg begin word. Hulle het toe 'n klip gevat, dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek, as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. So, ons is besig om saam met mekaar te reis in die spore van die geloofshelde van die Ou Testament, en ons het ons reis begin toe ons gehoor het dat Abraham kry die opdrag om te trek, en hy het gedoen aan die hand van 3 beloftes wat God vir hom gegee het. En in die skoene van die geloofshelde so ver het ons gesien, maar hulle is ook mense wat dikwels twyfel of worstel of oorweldig word, moedeloos voel, dalk hulle eie planne maak of selfs onreg moet verduur. Maar ons verhoor, dit verander niks aan die manier hoe God met hulle op pad is nie. Want God is steeds getrou, hy is die een wat onthou, hy is die een wat betrokke is, hy is die een wat mense ken, hy is die een wat kan beskik, en hy is die een wat genadig is. So, op die grondpad van die geloof ontmoet ons 'n nuwe groep mense vanoggend. Hulle is die Amalekiete, en ons gaan sien dat hulle wil oorlog maak teen God se volk. Nou, kom ons begin eers in vers 1. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan en het hulle by Refidim kamp opgeslaan. So, jy onthou nog hoe hulle nou verlede week in Eksodus 16 in opstand gekom het oor waar hulle kos vandaan gaan kom. Maar God het vir hulle voorsien met manna. En nou trek hulle verder uit die Sinwoestyn uit en het weer op 'n volgende plek kamp opgeslaan, naamlik Refidim. Maar, alhoewel hulle kos gehad het om te eet, het daar 'n volgende probleem ontstaan. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe sê die volk vir Moses, gee jy nou vir ons water om te drink? So, 'n volgende probleem ontstaan nou, as jy kos het om te eet, dan word jy nie honger nie. Maar as jy
nie water het om te drink nie, dan word jy wel dors. Nou, hoor ons is iets van dieselfde patroon. En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? So, ons sien dieselfde patroon herhaal as verlede week. Net soos hulle Moses verwyd het vir die kos, verwyd hulle hom nou vir die water. Maar in die proses verset hulle self eintlik teen die Here, want hulle is besig om te vergeet. God is getrou aan sy belofte. God is getrou om vir hulle te voorsien, maar elke keer kies hulle om eerder weer daarin te twyfel. Hulle is nou al meer as 'n jaar uit die plek van slawerny uit. Hulle is nou ongeveer 'n jaar, het ons in Exodus 16 gelees, is hulle nou al besig om te trek. Hulle is ervaar, daagliks hoe voorsien God vir hulle, maar steeds kies hulle om steeds eerder in ongeloof hulle self teen God te verset, as om hom te vertrou. Nou, luister na die woorde. Maar die volk was dors en het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van die dors te laat omkom? Klink dit nie bekend? Vergelyk dit met verlede week sin. Exodus 16 vers 3. Maar as ons liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons nog by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kon hê om te eet. Dieselfde mense wat uitgeroep het, swaar gekry het, onder slawerny, onder dwangarbeid in Egipte. God hoor hulle opgeroep. Hy kom om hulle te bevry. Hy doen dit deur Moses. Hulle sien sy krag met die 10 pla. Hulle het ervaar om deur die see te trek. En nou, 'n jaar later, nadat God nog al die pad vir hulle voorsien, met wat hulle nodig het, sê hulle, as ons maar liewer in Egipte gebly het en daar omgekom het by die vleispotte, as ons maar liewer in Egipte gebly het en daar genoeg gehad het om te drink. Hoor jy wat ek hoor? Mense vergeet hoe God getrou ingegryp het. Hulle vergeet hoe hy al die pad voorsien het. Maar wanneer ons hierdie woorde hoor jy nie dalk ook iets van jouself hier praat nie? Want jy sien, hoe maklik kan dit nie met my en jou gebeur dat ek smeek God vir 'n uitkoms, net soos die Israeliete. Maar nou bring God die uitkoms, en wanneer hy dit bring, dan kla ek weer, want ek vergeet waar God my vandaan gebring het. Ek twyfel alweer of God in staat is om vir my te sorg. As ek terugkyk en ek onthou, dan weet ek kan op God vertrou. En dit lyk vir my of ons so maklik in dieselfde patroon kan inval, om dieselfde refrein van die Israeliete ons eie te maak, om te vra, maar Here, waarom? In plaas daarvan om te sien hoe God reeds besig is. Maar nou is Moses ook maar hier 'n mens. In vers 4, en daarna het Moses tot die Here uitgeroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Hoor die eerlikheid in Moses se antwoord. Want jy sien, Moses is gehoorsaam. God het van hom gevra om hierdie volk te lei. Bedoel, tot op datum was dit glad nie maklik nie, net om uit Egipte uit weg te kom. Nou is hulle al jare wat op pad en steeds word hierdie taak nie makliker nie. Maar jy sien, dit lyk vir my, al doen jy wat God van jou vra om te doen in sy diens, is daar nie 'n waarborg dat mense hulle samewerking gaan gee nie. Sou dit nie ook maar waar wees van gemeente wees vandag nie? Al sou die predikant of die kerkraad gehoorsaam wees om dit te doen waarvan hulle oortuig is waartoe God hulle roep, beteken dit nie dat mense hulle samewerking gaan gee om mee te werk tot 'n groter geheel van bediening in 'n gemeente, soos wat dit hoort nie. Maar toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Dikwels, wanneer ek oorweldig word, wanneer ek moeg word, ook in diens van die Here, dan wil ek sê, Here, ek het gedoen wat U vir my gesê het. Dis klaar met my. Ek weet nie meer nie. En dis dan, wanneer die volgende stap bloot onmoontlik voel. Maar, wat sê God vir Moses? God sê nie vir Moses,
ek moet net vir jou sê, dis oukei, ek stel jou vry van hierdie taak nie. Nee. God sê vir Moses, Moses, ek beveel jou om nou net die volgende tree te gee. Jy gaan nie nou die hele pad vorentoe verstaan nie, jy het nie nodig om dit te verstaan nie, maar jy moet nou my vertrou vir die volgende tree. Dan hoor hy, vat die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar voor die rots by Horeb staan. Waarom kan Moses dit waag om my volgende tree te gee? Waarom kan hy waag om 'n volgende tree te gee? Want hy weet, God is reeds daar waarin hy Moses stuur. Hy sê vir hom, Moses, ek gaan daar vir jou wag. Maar vertrou my om my volgende tree nou te gee. Wat 'n troos is dit nie vir my en jou, dat God nie iemand stuur na 'n plek toe waar hy nie reeds teenwoordig is nie. As God my na 'n plek toe stuur, dan is hy reeds daar teenwoordig. Soos ek glo God my na hierdie gemeente toe gestuur het, glo ek hy is reeds ook hier teenwoordig. Hy is reeds hier en daarom kan ons op hom vertrou. Dan hoor ons die woorde, maar hy moet die kierie vat waarom hy op die Nyl se water geslaan het, wanneer hy vooruit loop. Jy sien, God vra nie van Moses nie iets wat hy eers het nie. God vra van Moses om net dit wat hy reeds in sy hand het, naamlik sy kierie, te gebruik. En as ek en jy in diens van God is, wonder ek baie keer maar, wat is daar in my hand? Wat God ook my mee kan gebruik, wanneer hy my stuur. Dan hoor ons, dan moet jy teen die rots slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Jy sien, God is getrou. Hy weet wat hulle nodig het. Maar tog verskyn die water nie slegs uit die rots nie. God het vir Moses gesê, jy kan daai tree gee, want ek is reeds daar. En ek gaan vir hulle die water gee. Tog, as Moses daar aankom, loop die water nie al reeds uit die rots nie. Moses moet nog steeds in geloof die kierie neem, soos God hom beveel het, teen die rots slaan, en dan sal die water eers uit die rots uitvloei. Hy het die plek Massa en Mariba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Hoe maklik gebeur dit nie met my of jou, wanneer ons oorweldig word, moeg voel, worstel met onreg, twyfel ons of God werklik by ons steeds teenwoordig is nie. Dit is die slaggat waarin ons so maklik kan trap, om te vra maar, is die Here werklik by ons? Maar, hy noem hierdie plek Massa en Mariba, omdat hulle daar die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Maar, wat is die woorde? God het vir Moses gesê, loop vooruit, want ek sal daar vir jou wag. God is reeds daar. Ek hoef nie te twyfel nie, of God by my teenwoordig is nie. Selfs op tye, wanneer die lewe vir my heeltemal donker, oorweldigend voel. Vers 8. Toe die Amalekiete by Refidim teen die Israeliete kom veg, en Moses het vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. So, nou is hulle so pas deur hierdie geloofskrisis, gaan daar vir ons water wees om te drink, God het voorsien. Hier bevind hulle self alweer in 'n nuwe krisis. Die Amalekiete daag op, hulle wil oorlog maak. En nou is hulle alweer in 'n volgende krisis gewikkel. Maar nou hoor ons, Moses sê, dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God vir my gegee het in my hand. Joshua het dit toe gedoen wat Moses vir hom gesê het, en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Jy sien, dit wat God vir Moses in sy hand gegee het, naamlik sy kierie. Moses het nie die kierie daar by die rots gelos nie. Hy het nie besluit, maar hierdie kierie het nou sy werk gedoen nie. Moses het steeds dit wat God in hom toevertrou het, in sy hand gehou. En nou gaan staan hy bo op die heuwel. Moses het nie gaan sit en sê, ag wat, ek sal maar daar eenkant onder die boom sit en kyk, sterkte vir julle, hoop vir die beste nie.
hy gaan net kyk hoe die ander mense veg nie. Hy gaan staan daarop aandag met dit wat God gegee het in sy hand. Nou, hoor ons, solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer hy sy hand laat sak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Kan dit nie met ons ook gebeur, dat ons selfs in diens van die Here, selfs al is ons waar ons moet wees, selfs al doen ons wat ons moet doen, met dit wat God in ons hand gegee het, dat ons steeds moeg word nie, dat ons arms steeds moeg word nie. Nou, oorweeg die reaksie van Moses se medeleiers. Jy sien, hulle kon hom of alleen laat, of hulle kon hom ondersteun. Hulle vat toe 'n klip en sit dit agter hom neer, sodat hy daarop kon gaan sit. Maar Aaron en Hur het van weerskante sy arms ondersteun, sodat dit regop gebly het tot son onder. Ek onthou in die vorige gemeente waarin ek leraar was in Port Elizabeth, was daar 'n tannie wat vir my gesê het, hierdie is vir haar die beeld, wat sy sien wanneer 'n mens dink aan gemeente wees. Want jy sien, sou dit nie 'n beeld wees wat ons kan help om kerkwees te verstaan nie. Jy sien, as ek as predikant, of as jy as lidmaat, weet, sommige tyds in die lewe is ek meer bewus daarvan as ander kere, dat ek iemand nodig het om my, miskien van agter, te ondersteun, of miskien my arms te kom ophou. Gestel ek staan hier vanoggend, en twee mense kom staan aan weerskante van my, om my arms op te hou. Dan ervaar ek die ondersteuning. Maar op 'n ander keer ruil die rolle dalk om. Dan is jy dalk die een wat hier staan en ek is die een wat jou arms help ophou. En sodoende wonder ek of hierdie nie 'n beeld kan wees wat ons kan help om kerkwees te verstaan nie. Maar jy sien, die geheim lê daarin dat dit wederkerig moet gebeur. Dat ons bereid sou wees om mekaar se arms op te hou. Jy sien, as Moses alleen was, volgens die inligting wat ons in die narratief het, kry ons die indruk dat hulle sou die oorlog verloor het. Maar, omdat daar ondersteuning was, kon hulle die oorwinning behaal het. Dieselfde in ons gemeente. As ons alleen is, gaan die pad vir ons te lank raak. Maar nou is ons saamgevoeg in 'n geloofsgemeenskap. En in 'n geloofsgemeenskap is ons hier om mekaar se arms op te hou. Maar dan word die oorwinning nie net vergeet nie. Moses het 'n altaar gebou en hy gee die altaar 'n spesifieke naam. Die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Jy sien, net soos verlede week het ons gehoor, maar die manna wat God gegee het, moes hulle gebottel het, sodat hulle dit kon aangee, die bewys vir 'n volgende generasie. Vandag hoor ons dat hulle bou 'n altaar as die bevestiging dat God die oorwinning gee. Somtyds het ons bottels van manna nodig in ons rugsak, wat ons saam met ons kan dra, saam met ons kan neem, met ander kan deel, om te sê, so lyk die voorsiening van die Here. Maar ander kere bou ons altare, om te sê, hier is gedenktekens, wat vir ons bevestig, dat God die oorwinning gegee het. En omdat hy dit in die verlede gedoen het, sal hy dit weer doen. Wat kan ek en jy vanoggend saamneem? Uit die groter storie van Grondpad Geloof, wil ek jou daaraan herinner, dat God 'n God is wat sy beloftes onthou, en hy handel getrou daarvolgens met mense, ook met jou. Dat God sien mense se swaar kry, hy hoor hulle hulpgeroep, en hy is in detail betrokke by mense. Hy ken elke behoefte van hulle. God is in die werk, al sien jy dit nie. Selfs al lyk God se voorsiening anders as wat jy jouself sou voorstel. God se God wat daagliks sorg vir dit wat ek nodig het. Want God weet wat ek nodig het,
en ek kan op hom vertrou, dat hy in sy almag in staat is om vir my te sorg. Maar dan, op my reis, het ek medegelowiges nodig, om my hande te vat, dit soms op te tel, of miskien is dit my rol, dat ek hulle hande vat, of hulle arms optel, sodat ons saam met mekaar aan die geloof in Jesus kan vashou. Amen.